Ons is besig met die boek Handelinge. En nou sal jy onthou, ons het nou al vorige keer vertel dat Handelinge is deur Lukas geskryf. En Lukas het ook die evangelie van Lukas geskryf en nou is sy plan om met die evangelie te vertel van Jesus, alles wat hy gedoen, gesê het, en dan nou met Handelinge, amper asof dit nou volume 2 is, wil Lukas nou vertel, so wat gebeur toe na Jesus se sterwe, sy opstanding en hemelvaart. Wat gebeur toe met hierdie disippels van Jesus en wat gebeur toe met die mense wat daarna tot bekering in Jesus kom? Nou wil dit lyk asof die boek Handelinge juis vir ons wil vertel van die geskiedenis van die eerste gemeentes of die geskiedenis van die Christendom. Want onthou nou, Handelinge begin dan nou juis om te vertel van die Heilige Gees wat uitgestort word op aarde en hoe dit die disippels in beweging bring, dat hulle begin preek en getuig en verkondig en klomp mense kom tot bekering. En hierdie klomp mense kom dan nou saam in gemeentes. Wanneer mense nou dink aan hierdie gemeentes, dan moet mense nou nie dink aan dat dit 'n kerk was soos ons vandag ken, 'n groot kerkgebou met 'n klomp lidmate nie. Waarskynlik het hierdie eerste gemeentes maar bestaan uit tussen 15 tot 20 mense wat bymekaar gekom het in iemand se huis of 'n saal iewers of dalk nog iewers onder 'n boom bymekaar gekom het. Dis hoe die eerste gemeentes gelyk het. Maar wat belangriker is hoe het hierdie eerste gemeentes gefunksioneer? Hoe dit gelyk? Hoe was dit om deel te wees van hierdie eerste gemeentetjies wat ons nou in Jerusalem sou aantref? En is juist daaroor dat ek nou vandag 'n stukkie wil lees uit Handelinge hoofstuk 4. Ek gaan vir ons lees in Handelinge 4 vanaf vers 32 tot vers 37, wat vir ons so 'n kykie gee van hoe het dit met die eerste gemeentes gegaan. Daar staan, die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Josef, 'n Leviet wat op Siprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is, dit beteken iemand wat mense moed en praat, het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. In die gedeelte hoor mens twee eienskappe van hierdie eerste gemeente. Die eerste eienskap, hulle was eensgesind. Met eensgesind bedoel 'n mens, hulle het almal dieselfde dinge geglo van Jesus. Eenheid in geloof. Maar nou, wat hierdie eenheid soveel meer merkwaardig maak, is dat 'n mens moet onthou, mense wat in hierdie eerste gemeente behoort het uit verskillende wêrelddele gekom. Ja, daar was Romeine, daar was Grieke en Jode wat tot bekering gekom het. En natuurlik was daar ook ryk mense en selfs slawe wat deel was van hierdie gemeente. Dit maak dit soveel meer betekenisvol dat hierdie verskeidenheid mense 'n eenheid in 'n gemeente kon vorm. Die tweede eienskap wat mense in hierdie gedeelte lees is dat hierdie gemeentes was mededeelsaam. Hulle het alles met mekaar gedeel, hulle het saam by mekaar gekom en kos met mekaar gedeel en dan lees mense ook in hierdie gedeelte spesifiek, baie van die rykes het hulle bates, hulle eiendom verkoop, geld vir die kerk gebring sodat die aan almal uitgedeel kan word sodat niemand tekort kom. Eensgesind en mededeelsaam. Stel jou voor, dis hoe ons gemeente ook vandag sou lyk. Eensgesind, ja, ons glo dieselfde, ons is 'n eenheid in geloof, nou aan mekaar verbind en mededeelsaam. Ja, ons deel alles met mekaar. En nou is die bedoeling nie om te sê ons moet ook alles wat ons het verkoop en dan die geld vir die kerk bring om aan almal uit te deel nie, maar eerder dat daar ook by ons 'n gesindheid van omgee, versorging, barmhartigheid sal wees. So het die eerste gemeentes begin. So kan ook ons gemeente. Kom luister 'n volgende keer verder as ons verder praat oor Handelinge.